by die heel eerste video-opname van 2022 en ons wil sê, ons hoop 2022 is 'n mooi jaar wat vir elkeen van julle voorlê. Ek besef ook, as ek dit sê, dat daar 'n klomp mense is wat hierdie jaar ingaan met 'n klomp onsekerheid en dalk voel dit gaan maar net 'n herhaling wees van 2020 of 2021 en dalk is jy onseker oor jou werksituasie, oor jou familiesituasie. Dalk is jy sommer net onseker oor die vakansie wat jy beplan het vir Februarie en of dit nog gaan gebeur. Maar ons glo dat ons hoop dat ons die Here steeds sal aanhou ervaar in al die situasies. Mag jy ervaar dat hy by ons is in 2022 en dat hy by ons is selfs wanneer ons onseker voel. Net hierdie laaste week was gevul met 'n klomp verskillende en dalk onseker emosies. En hierdie laaste week het ons Kersfees gevier wat vir 'n klomp mense 'n mooi en 'n vreugdevolle dag was. Vir ander was dit dalk 'n dag van teleurstelling omdat hulle nie by hulle families kon wees nie as gevolg van COVID. Dalk het hulle iets beplan en toe is die planne skielik verander weens 'n familielid wat siek was of wat ook al die rede. Of dalk het jy gehoop jou kinders van oorsee kan kom kuier en dit kon toe nie gebeur nie. Ons het in die laaste week gehoor van Desmond Tutu wat oorlede is, iemand wat vir ons land en vir 'n klomp individuele mense 'n groot geestelike figuur en rolmodel was, iemand wat 'n baie mooi rol gespeel het in ons land se geskiedenis. En ons in die laaste week het ons die nuwe jaar gevier. 'n Viering wat ook gepaard gaan het met 'n klomp gemengde emosies. Aan die een kant opgewonde oor die nuwe jaar wat begin, oor die ou jaar wat verby is. Maar aan die ander kant ook onseker, omdat ons nie weet wat presies hierdie jaar gaan behels en hoe dit gaan uitspeel nie. So kom ons begin hierdie diens, dan bring ons hierdie onsekerhede na die Here toe. Ek dink dit is oukei om te sê, ons is onseker, ons is effens skrikkerig, dit is oukei om te sê, ek ervaar 'n klomp gemengde gevoelens, ek ervaar dalk verlies, maar kom ons begin dit, dan dra ons hierdie jaar steeds aan die Here op. Here Jesus, dankie vir hierdie jaar wat U by ons lewens gevoeg het. U ken ons emosies, ons gevoelens. U weet van elkeen wat hier sit en 'n klomp vrees ervaar, van elkeen wat onsekerheid het. Dalk is hier mense wat regtig opgewonde is oor die jaar, oor dinge wat gaan gebeur in hulle huishouding, of by hulle families, of by die werk, of waar ook al, Here. Maar ons wil hierdie jaar in U hand kom gee. So, Here, help ons dat ons in elke situasie sal bewus wees van U teenwoordigheid. Of dit moeilik is of sleg is, dankie dat ons kan weet, en nou reeds kan weet, dat U ons nie sal los nie, dat U by ons sal wees. Here, seën ook hierdie woord wat ons vanoggend gaan lees, uit die Bybel, help dat ons die woorde sal verstaan, kom maak dit duidelik vir ons, kom maak dit relevant vir ons, kom maak dit lewend vir ons. Amen. Ons gaan saam lees uit Matteus 2, en ek gaan die hele hoofstuk lees. Ek besef is 'n lang hoofstuk, maar ek dink dit is nodig dat ons die hele hoofstuk lees om die prentjie te sien en ook iets te verstaan van die boodskap wat ek graag vanoggend wil oordra. Matteus 2 vanaf vers 1. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen nou noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei tot
dit gaan staan net bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad hulle land toe teruggegaan. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: "'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, want hulle nie meer daar is nie." Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Argeolaos in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nasaret. So is vervul wat deur die profete gesê is: "Hy sal Nasareëner genoem word." Ons lees net tot sover. Vriende, Kersfees is nou te mate verby, maar ek dink is goed om vir 'n oomblik net weer stil te staan by die Kersboodskap en wat ons hoor op hierdie dag, op Kersdag. Ek dink dit is soms gevaarlik dat ons so opbou na Kersdag en dan na Kersfees niks weer sê oor Kersfees, oor Jesus wat mens geword. En daarom wil ek vanoggend 'n week na Kersfees weer stil staan by God wat mens geword en oor Jesus wat gebore is. Nou Kersfees vir julle en ek dink vir my, vir klomp mense, is 'n tyd vol vreugde en 'n tyd vol positiewe gedagtes en herinneringe. Die wêreld gee ook vir ons daai positiewe en vrolike gevoel. Dink maar aan die winkels waar by ons ingestap het die laaste 2 maande, van sedert Oktober al. Dink aan die samekomste wat gereël word, die versierings wat ons sien, die liedjies wat oral gespeel word. Dit is 'n positiewe en 'n vrolike tyd. Ek het hierdie week toe weer gaan dink oor die eerste Kersfees en oor hoe dit moes gewees het vir Josef en Maria. Hoe hulle op hierdie pad was na Bethlehem toe om getel te word. En dan, onverwags, terwyl hulle op 'n plek was in 'n stal, waar hulle heel moontlik nie gedink het hulle gaan slaap nie, kom die kindjie dan. Jesus word gebore dan in hierdie krib tussen die diere. Alhoewel die omstandighede ek dink nie ideaal was nie, dink dit is vir geen ouers ideaal dat hulle kinders in 'n stal gebore word. Ek dink steeds dat Maria gevul was met vreugde en ongelooflik bly was en dankbaar was toe sy die kindjie, toe sy vir Jesus in haar arms vasgehou het. Enige ma sal sê en enige pa sal sê dat dit 'n groot voorreg is om 'n kindjie vas te hou wanneer die eerste keer daai kindjie sien. En ek dink Maria het vergeet van die diere rondom haar in die stal en die reuke wat daar rondom haar was en was net vol vreugde gevul. Maar dan lees ons in hierdie verhaal in Matteus 2 dat die vreugde van korte duur was. Want nadat die sterrekykers daar was en om eer kom betoon het en geskenke gebring het, saam met hulle die lewe gevier het, verskyn 'n engel in 'n droom aan Josef en die engel sê: "Julle beter vinnig oppak en vlug na Egipte toe, want Herodes wil Jesus laat doodmaak." Daar moet hulle goed oppak en na 'n vreemde plek trek. Ons is onseker oor hoe lank
tydperk verbygegaan het, want Herodes sê al die kinders jonger as 2 jaar moet doodgemaak wees. So dit kon dalk langer gewees het as net 'n dag, dalk 'n maand of selfs langer, aangesien Herodes al die kindertjies jonger as 2 dan laat doodmaak, om so te probeer seker maak dat Jesus ook doodgemaak word in hierdie proses. So die koms van Jesus, ja, het 'n klomp vreugde gebring vir Josef en Maria, maar dit het ook vrees gebring vir hulle, toe hulle hoor dat hulle nou moet vlug, toe hulle hoor dat iemand wil hulle kindjie doodmaak. Dink net hoe vreesaanjaend, hoe daai ervaring vir hulle gewees het, om dan op te pak en na 'n vreemde land te trek, tussen vreemde mense te gaan woon, heel moontlik weg van jou familie af, weg van mense wat jy ken, en daar jou kindjie te gaan grootmaak. Dan uiteindelik hoor hulle kan nou maar terug gaan Israel toe, want Herodes is dood. Daarom sal hulle nou veilig wees. En so pak hulle weer op, trek terug na die bekende. As hulle daar kom, dan sien hulle of hoor hulle Herodes se seun is nou in bewind en hy is nou in beheer, en hy het omdat ek net sy pa gedink oor die situasie, en dan moet hulle weer vlug vir hulle lewe, en dan gaan hulle na die landstreek Galilea en gaan woon dan in Nasaret. Ons is onseker oor hoeveel jaar dit gevat het en hoeveel jaar hulle so rondgetrek het. Maar dink jouself net in om vir 'n paar jaar ten minste as jong gesin met 'n jong kindjie so rond te trek van gebied tot gebied. Dit is vir my klaar moeilik om van hier tot in Woester met die kinders in 'n kar te ry. Ek wonder net, en ek kan net dink hoe moeilik dit moes wees vir hierdie gesin om met 'n kind te trek, heel moontlik bo op 'n donkie se rug. Dalk het Maria met eie gevoel, hoe het ek nou in hierdie situasie beland? Hoe het ek as jong ma nou op hierdie plek gekom waar ek moet vlug vir my kind se lewe? Hoe het ek in hierdie situasie gekom? Ek gaan vinnig 3 goed uitlig wat ek hoor in die teks, en die wonderlike van die woord, van die lewende woord van Jesus, dat ons klomp verskillende dinge kan hoor. Dalk hoor jy iets anders te vanoggend in hierdie verhaal, maar daar's 3 dinge wat ek kortliks met julle wil deel. Die eerste is dat hierdie verhaal my weer herinner dat God mens word in 'n gebroke wêreld. Die Kersfees wat die wêreld vir ons skep, is 'n prentjie van 'n Jesus wat kom na 'n perfekte, ideale wêreld, waar dinge net perfek en reg is en mooi is. Selfs as ek dink aan Jesus wat gebore word in 'n land waar mense vreedsaam saamgeleef het, waar alles mooi en reg was. Maar dan lees ek hierdie storie en ek word herinner dat Jesus in 'n wêreld ingekom het, waar kinders onder 2 jaar doodgemaak word, net omdat hulle jonger as 2 was. Waar massamoord plaasgevind het. Ek word bewus van die feit dat Jesus in 'n wêreld inkom, waar mense moet vlug vir hulle lewens, na ander lande toe moet trek, omdat hulle bang is. 'n Wêreld vol pyn en baie seer. Dink hoe moes daai families gevoel het wat kinders aan die dood moes afstaan. Dis 'n griesame wêreld. God kies om in hierdie wêreld, een waarop ek en jy nou woon, een vol misdaad en slegte dinge, vol siektes, vol vrese, hy kies om in hierdie wêreld in te kom. Nie 'n ander wêreld, 'n ander planeet nie, hierdie een waar ek en jy nou bly. Hy kies om hier te kom woon. Dis die eerste ding wat ek hoor. Die tweede ding wat ek hoor is dat alhoewel ja, Maria 'n klomp vreugde ervaar het, sy ook 'n bietjie baie vrees moes ervaar, toe sy so moes gevlug het met Jesus. Dat die geboorte van Jesus vreugde gebring het, maar kort daarna ook vrees gebring het, omdat sy moes vlug vir hulle lewens. Sy moes rondtrek, sy moes gaan van een plek na die ander. Ek hoor dat Kersfees ons kom herinner dat ons nie wegvat van die moeilike dinge nie. Kersfees sê nie vir ons moet nou gaan en alles net mooi en perfek maak en net oor onsself bekommerd wees nie. Kersfees herinner ons eintlik dat God gesê het, ek kom nader aan die moeilike dinge, nader aan die wêreld, nader aan die mense, nader aan die pyn. En daarom word ons ook herinner, ek en jy as mense op aarde, as volgelinge van hierdie Jesus, dat ons ook gedurig moet nader beweeg aan die wêreld, aan die mense, aan die seer, aan die stikkindheid. Nie verder weg nie, maar juist nader. En dit kan dalk 'n bietjie vrees bring. Dit maak my bang om te dink, ek moet nader aan die pyn beweeg.
Die laaste ding wat ek hoor in hierdie storie is iets van onsekerheid. Ek dink myself in Marielle se situasie, hoe hulle skielik moes hoor, nou moet hulle trek. Daar aangekom met hulle omdat hulle weet waar hulle moet bly, nie waar hulle môre aan sou slaap nie. Wie is die mense wat hulle kan vertrou? Klomp onsekerheid. Dan as hulle hoor, nou kan hulle teruggaan, kom hulle daaraan, dan hoor hulle nee, maar hulle moet weer gaan, want die koning se seun is nou in bewind, en hy wil hulle ook laat doodmaak. Weer eens onsekerheid, oor waarheen nou. Vir 'n hele paar jare dinge so aangegaan. En as ek die woord onsekerheid hoor, dan dink ek dadelik aan die laaste 2 jaar, omdat dit 'n tyd is wat geken is aan onsekerheid. Ek hoor in hierdie verhaal, die verhaal herinner my, dat Jesus in hierdie onsekerheid mens kom word. Baie keer dink ons as ons Jesus volg, mense sal dalk vir jou gesê het al, dat dan is alles perfek en reg, alles is seker, niks weer gaan meer fout gaan nie. Maar hierdie verhaal kom herinner my dat Jesus mens word in hierdie onseker tye. Dat hy by ons is, en ten volle mens word, in tye soos hierdie, in tye soos daai, wat dinge baie onseker was. Julle, ek sluit af, en dalk het ek nie vandag 'n mooi boodskap vir jou wat jy kan huis toe vat nie. Maar dalk wil ek net hê jy moet die ander kant van die Kersverhaal hoor, 'n kant van 'n familie wat moes vlug vir hulle lewe. Maar ek kan ook nie anders as om vir jou te sê dat ek troos vind daaraan, dat God kies om mens te word in sulke omstandighede. Dit gee my hoop dat God gekies het, doelbewus gekies het. Hy het geweet hoe moeilik dit is op aarde, maar dat hy doelbewus gekies het en gesê het, ek wil op daai aarde gaan woon tussen mense. Ek wil hulle gaan wys in daai omstandighede hoe dit lyk om te lewe. God kom in hierdie baie komplekse wêreld en hy word mens in hierdie tyd. Daar is hierdie aanhaling wat ek graag met julle wil deel. Dit sê, Christians do not worship a God who simply fixes problems. We worship a God who comforts those who suffer and visit us with dreams and visions and insights. Ons aanbid nie 'n of God nie, maar 'n en God. 'n God wat sê, ek troos mense en ek is by hulle. Hy is altyd, hy is nie die een of die ander nie. Hy is 'n God wat by ons is en 'n God wat ons troos. Dit is die God wat ons aanbid. Ek gaan afsluit met 'n lied van Simon & Garfunkel waar hulle Stille Nag sing. En dan in die agtergrond sal julle hoor hoe daar nuusgebeure afspeel. Nie noodwendig goeie gebeure, dinge wat sleg is en wat hartseer is. Ek dink die lied kom herinner ons dat in Kerstyd kan ons sing Stille Nag, Heilige Nag. Dis 'n heilige gebeurtenis. Maar ons moet ook nie vergeet van die hartseer en die sleg wat in die wêreld gebeur nie. Kerstyd kom herinner ons dat dit heilig is, maar dat ons ook nader moet beweeg aan hierdie gebroke wêreld waarin ons onsself bevind. Mag jy en ek in hierdie tyd bewus wees van ons roeping om in hierdie gebroke wêreld liefde te toon. Dr. Martin Luther King says he does not intend to cancel plans for an open housing March Sunday into the Chicago suburb of Cicero. Cook County Sheriff Richard Ogilvie asked King to call off the march, and the police in Cicero said they would ask the National Guard be called out if it is held. King, now in Atlanta, Georgia, plans to return to Chicago Tuesday. In Chicago, Richard Speck, accused murderer of 9 student nurses, was brought before a grand jury today for indictment. The nurses were found stabbed and strangled in their Chicago apartment. In Washington, the atmosphere was tense today as a
Special Subcommittee of the House Committee on Un-American Activities continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, the U.S. should look forward to 5 more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night.